Maar aan die einde van die les word daarvan die leerders verwag om die volgende te kan doen. Oké, dit is die beplanning. Nummer 1 is die beplanning van die formule van regetlyn. Nummer 2 is deur tabelmetodes toe te pas om die regetlyn te bepaal. Nummer 3 is die terugwerking vanaf die uitdrukking na die grafiek. Nummer 4 sal wees parallelle en noodregelyne. Nummer 5 sal wees die bepaling van die komponente van die formule. Y is gelyk aan mx plus c. Nummer 6 sal wees die stokgrafiek en die hele funksies. Nummer 7 sal wees die algemene begrippe van die algebraïese uitdrukking. Nummer 8 sal wees die gradiënt en die snypunt. Oké, wat is 'n regetlyn? Ek gaan die verduideliking van die standaardvorm van 'n lineêre funksie of 'n regetlyn doen. Waar y die afhanklike veranderlike is, die uitsetwaarde, x is die onafhanklike veranderlike, die insetwaarde, m is die helling van die gradiënt hoe steil die lyn is, en c is waar die y-afsnit gesny word. Soos 'n voorbeeld, byvoorbeeld die vergelyking is y is gelyk aan 2x plus 4, waar 2 die helling is en y die y-afsnit. Hierdie waardes kan ook op 'n tabel, in 'n tabel geplaas word, waar ons die vergelyking gebruik en x die insetwaarde, die onafhanklike veranderlike inplaas en dan die vergelyking bereken. Oké, hierdie waardes kan ook op 'n grafiek geplaas word om te wys hoe die lyn reguit opgaan. Die vergelyking y minus 2x plus 4 is reeds in standaardvorm. Hoe maak ons wanneer die vergelyking nie in standaardvorm is nie? Soos byvoorbeeld die vergelyking 2y minus 8 is gelyk aan 4x. Nou ons soek ons y-waarde, ons soek ons uitsetwaarde. So ons gaan vir y aan die een kant van ons is gelyk aan plaas en die ander waardes aan die ander kant van die is gelyk aan. So dit gaan wees 2y is gelyk aan 4x plus 8. Ons het die 8 oor is gelyk aan gevat, toe verander ons 'n teken van minus na plus. So dit gaan wees 2y is gelyk aan 4x plus 8. En dan die volgende stap gaan wees om dit deur 2 te deel, want dit is 2y, ons soek slegs vir y. So ons gaan 2y deel deur 2 en 4x deel deur 2 as ook plus 8 deel deur 2, want dit gaan wees y is gelyk aan 2x plus 4. So, hallo julle, ek is Mishka Small en vandag gaan ons kyk hoe om jou afsnitte te bereken. En wanneer ek praat van afsnitte, gaan ons kyk na jou x en jou y afsnitte. Okay, nommer 1 is, wanneer jy jou x afsnit bepaal, gaan jy jou y gelyk aan 0 stel en so gaan jy dan jou x koördinate bepaal. En wanneer jy jou y afsnit bereken, gaan jy jou x gelyk aan 0 stel en so gaan jy jou y koördinate bepaal. Maar soos ons ook gesien het, in die vorige slide, kan jy ook jou y afsnit bepaal of jou y-waardes gaan jy bepaal deur die standaardvorm of die standaardformule van 'n reguit lyn te gebruik. En jou y-afsnit sal dan wees jou c in jou standaardvorm. So nou gaan ons gou vinnig na 'n sommetjie kyk. En die vergelyking is y is gelyk aan 2x plus 4. En ons gaan eers ons x-afsnit bepaal. En onthou, wanneer jy jou x-afsnit bepaal, stel jy jou y gelyk aan 0. So dit gaan nou wees, y is gelyk aan 2x plus 4. Jy gaan jou y 0 maak, so die vergelyking gaan dan wees, 0 is gelyk aan 2x plus 4. Nou, jy wil ook jou x wil jy alleen kry. So daardie plus 4, daardie positief 4, gaan jy nou oordra. En die oordragproses is dan transporeer. En transporeer beteken, om ontslae te raak van die positief 4, gaan jy dan minus 4 aan jou regterkant. En as jy oorgaan, oor die is gelyk aan, dan raak dit ook minus 4 aan die linkerkant. So, jou vergelyking gaan dan wees, minus 4 is gelyk aan 2x. En dan wil jy jou x wil jy alleen kry. So, dan gaan jy 2 deel deur al twee kante. En dan gaan jou x koördinate dan wees minus 2 en 0. Dit gaan wees jou x-afsnit. Vinnig gekyk na jou x-afsnit, maar nou gaan ons kyk na hoe om jou y-afsnit te bereken. En wanneer jy jou y-afsnit bereken, stel jy jou x gelyk aan 0.
En dan die vergelijking is dan mos y is gelijk aan 2x plus 4. So waar jy x sien, gaan jy nou 'n 0 daarin sit. So op die sakrekenaar gaan ons intik 2 hakkie 0 hakkie 2 plus 4 en dan jou y-afsnit gaan dan wees 0 en 4. Ek is Epperking, want daar gaan ons kyk na die begrip gradiënt in lineêre funksies. Dit is baie belangrik in wiskunde, want dit wys vir ons hoe styl 'n grafiek is. Wanneer ons praat van die standaardvorm van 'n reguitlyn, praat ons van y is gelyk aan mx plus c, en m is die gradiënt. Maar wat is die gradiënt? Die gradiënt is basies hoe vinnig of stadig 'n lyn styg of daal. Kyk saam my na hierdie 3 puntjies. In die eerste puntjie is die lyn stygend. Dit beteken dat die lyn van links na regs opwaarts beweeg en m is positief. In die tweede puntjie kan ons sien dat dit 'n dalende lyn is. Dit beteken die lyn beweeg van links na regs afwaarts, so m is negatief. In die derde puntjie kan ons sien dat die lyn horisontaal is en dit beteken dat daar nie 'n gradiënt is nie. Ek is meneer Magaris en ons gaan nou ons koördinate bereken vir die grafiek wat ons gaan teken. Ons vergelyking wat ons gebruik is y is gelyk aan 2x plus 4. Ons vat ons sakrekenaar en dan vul ons vergelyking basies in 2 hakkie oop minus 3 hakkie toe plus 4. Die minus 3 tussen hakkies is die x-waardes wat ons gebruik. Volgens ons tabel gaan ons x-waardes minus 3 tot positief 3 is. So ons vul die minus 3 in die x-hakkie in die x-plek in wat tussen hakkies staan en ons kry 'n antwoord van negatief 2. Soos julle kan sien en dit is ons y-waarde vir ons eerste koördinaat. Ons tweede koördinaat se x-waarde volgens ons tabel is minus 2. En ons kry sy y-waarde van 0. Ons derde koördinaat se x-waarde is minus 1 en sy y-waarde is 2. En dan ons vierde koördinaat is sy x-waarde is 0, so sy y-waarde is positief 4. Nou so gaan ons aan vir al die volgende x-waardes wat oor is. As ons 1 invul, kry ons y-waarde 6. En as ons 2 invul, as ons x-waarde, kry ons positief 8. En dan ons laaste koördinaat wat positief 3 is, kry ons dan ons y-waarde 10. So dit is hoe ons nou ons koördinate bereken vir die grafiek wat ons gaan teken. Dankie meneer Magaris. Ek is meneer Piet en ek gaan die koördinate plot althans op die grafiek. Ons interactive app wat ons gebruik is Graphy. Die eerste koördinaat, die x-waarde is minus 3 en minus 2 en daardie koördinate gaan dan op die grafiek geplot word. Op die x-as gaan dit wees minus 3 en dan op die y-as minus 2 en dan die volgende koördinate gaan wees minus 2 en minus 0 waar minus 2 wat die x-waarde gaan wees op die x-as geplot word en dan 0 op die y-as geplot word. En dan kom ons oor na minus 1 se waarde wat die x-waarde is. Dan gaan dan die minus 1 gaan op die x-as geplot word en dan 2 gaan op die y-as geplot word. En dan as ons verder beweeg gaan ons na die waarde x-waarde wat 0 is en 4 x word op die 0 word op die x-as geplot en dan 4 word op die y-as geplot op die kartesiese vlakke. En dan as ons verder beweeg kom ons by 2 word op die x-waarde wat 2 is word op die x-as geplot en 8 word op die y-as geplot wat daar die twee koördinate wees en dan 3 word op die x-as geplot en dan 10 op die y-as geplot. As ons al daardie koördinate op die grafiek geplot het, sal julle dan sien dit gaan in 'n reguitlyn wees wat dan vir ons bewys dat dit 'n reguitlyn grafiek is. Dankie. So, julle het nou gesien hoe bereken ons die gradiënt, hoe bereken ons die koördinate, hoe gaan stip ons die koördinate en julle het ook gesien wat is die vergelyking van 'n reguitlyn. Wat is die vergelyking nou weer? Y is gelyk aan mx plus c. Reg. So die vergelyking van 'n reguitlyn is gelyk aan y mx plus c. Maar daar's twee belangrike goede daar, die c-waarde en die m-waarde. Okay? So ons gaan nou iets benodig waarvan ons nou nie meer die vergelyking gekry het nie. Ons gaan nou die vergelyking moet gaan vind. So ons gaan nou van die skets af terug weer. Reg? So jy het twee dinge nodig. Eerstens het jy die gradiënt nodig.
Wat is die gradiënt nou weer? Wat is symbool? M, pragtig. So ons gaan M kry en dan is die enige koördinaat op die reguitlyn. Maak nie saak as hy so lê, hoe ook al lê nie, né? Wat is dit nodig? Koördinaat. En waar moet die koördinaat wees? Op die reguitlyn. Enige koördinaat op daardie reguitlyn. Ek is meneer Koopman en ek gaan nou vir julle verduidelik wat dit beteken as twee reguitlyn grafieke parallel is aan mekaar. So wanneer twee reguitlyne parallel is aan mekaar, dan beteken dit al twee lyne het dieselfde vorm, beweeg in dieselfde rigting en die twee lyne sny nooit mekaar nie. Maar dit gebeur ook net wanneer die twee lyne dieselfde gradiënt het. Reguitlyne word beskryf met die volgende formule wat y is gelyk aan mx plus c is. So kom ons kyk gou na die twee voorbeelde wat hier op die skerm verskyn. Die eerste reguitlyn se vergelyking is y is gelyk aan 2x plus 4, waar die tweede reguitlyn se vergelyking y is gelyk aan 2x plus 1 is. Nou omdat al twee reguitlyne dieselfde gradiënt het, maak dit die twee lyne parallel aan mekaar. Die enigste verskil is waar die twee lyne die y-as sny. Die eerste reguitlyn sny die y-as by positief 4 of plus 4, waar die tweede reguitlyn die y-as sny by positief 1 of plus 1. En dit is wat ons bedoel as ons praat van parallelle grafieke. Reg. So ons het nou met ons reguitlyn funksies gewerk. Kom ons kyk nou wat gebeur indien ons 'n tweede funksie op dieselfde kartesiese vlak byvoeg wat loodreg is op ons oorspronklike funksie. Ons weet ons reël sê dat die produk van die gradiënte van hierdie twee funksies gelyk moet wees aan -1. Kom ons kyk bietjie wat gebeur as ons die funksie op GeoGebra byvoeg. Reg, so daar voeg ons nou by 'n loodregte funksie op dieselfde kartesiese vlak as ons oorspronklike funksie y is gelyk aan 2x plus 4 in rooi. Ons maak die nuwe funksie blou. Ons gee ook die funksie 'n naam en ons vra vir die formule daarvan. Daar gee hulle dit vir ons, dit is g is wat ons die funksie gaan noem en dit is minus x minus 2y is gelyk aan 2. Dit is dan ons loodregte funksie. Maar natuurlik soek ons die standaardformule wat is y is gelyk aan mx plus c. So kom ons verander net daar ons funksie. GeoGebra gee dan ons funksie as gx is gelyk aan minus 'n half x plus 3 oor 2, soos dit hier staan op die PowerPoint skyfie. Nou kan ons sien, as ons die twee gradiënte, die eerste een wat 2 is en die tweede een wat minus 'n halwe is, maal met mekaar, dan kry ons negatief 1. Dus is die twee funksies loodreg. Met hierdie kom ons aan die einde van die les. Voel asseblief vry om enige vrae oor onderwerpe wat u wil hê ons moet dek in die kommentaar onder te los. Daar gaan 'n QR-code verskyn wat sal vir u vat na enige vrae, enige informasie en aktiwiteite wat vir u sal beter help verstaan oor lineêre grafieke en lineêre vergelykings. Tot volgende keer, totsiens.